Goeiedag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek jou in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen. Dit is ons laaste aflewering. Ons maak vandag, prys die Here, kan jy dit glo, klaar met hoofstuk 22 van Openbaring. En ja, hoekom is ons so laat? Want daar is niks nie. Ons kry, daar kom net nie konneksie tussen die goed vanoggend nie. En ons het ons dood gesukkel. En is al 'n halfuur lank, so kom ons gaan aan sonder prentjies. Kom ons sluit die oë. Ek wil net in die begin vir jou sê, ook ons gaan vandag die nagmaal vier. As jy so tussendeur nie dalk 'n broodjie het nie en 'n druiwesappie het nie, maar kan jy dit so inwerk. Ek wil sê jou net vroegtydig. Right, kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus na U toe. Ons dank U, Here, vir U genade, vir U grootheid. Here, dankie, U is goed. Daar is niemand soos U nie. Here, wonderbaar. Hier is ons aan die einde van Openbaring 22, Here. U kom op die wolke, U kom haal U bruid. Here, U verlos ons. Ons gaan nie deur hierdie verdrukking op die aarde nie, wat 'n verskriklike verdrukking gaan wees, Here. U herskep weer alles. Ja, Here, dankie. Spreek met ons, laat dit nie net 'n mooi storie wees nie, laat ons dit werklik inneem en in U genade, Here, gered word tot hierdie punt toe. Ek bid dit in Jesus naam. Here, gaan saam met elkeen wat siek is, hulle elkeen se behoefte ook al is, raak mense aan, Here, help ons in hierdie dae wat dit al woester op die aarde word. Here, gaan saam met elke een se tiendes en offers wat ons ontvang het in hierdie maand, Here. Daar is soveel gewees weer in hierdie maand. As ek dink, Here, dan dink ek aan name wat ek net vinnig onthou, Here. Janiel Wit, die Groenewals, Clint en Elsebie en die vriend in Christus. En Here, daar is so baie gewees dat ek nie kan almal onthou nie, maar U weet presies elke een. Seën elke een ooreenkomstig U woord in Jesus naam en spreek met ons vanoggend. Here, ja, ons het geen prente vanoggend nie, maar Here, dit is wat U sê is belangriker as die prente seker. Spreek, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Ja, dit voel vir my vreemd dat daar so is niks nie, maar daar is, ons is al meer as 'n uur lank besig om te probeer om kontak te kry. Daar is vanoggend geen kontak nie tussen rekenaars en skerms nie. Maar ons gaan aan. Ons is by hoofstuk 22. Nou, hoofstuk 22 is die rivier van die lewe. Die laaste hoofstuk van die boek Openbaring eindig met 'n finale beskrywing van die nuwe Jerusalem. 'n Finale beskrywing van die nuwe Jerusalem. Die oue is verwoes, dis waar ons geëindig het, die vorige hoofstuk. En dit sluit af met 'n finale waarskuwing. Nou, baie predikers verklaar van die, verklaarders van die woord verklaar, dat die mens nou hier terug is in die hemel.
en almal sit in die hemel en halleluja, terug van die aarde af, wat nie hier staan nie. Soos ek al voorheen gesê het, die geredde mens gaan net 7 jaar in die hemel wees. Die 7 jaar van die verdrukking. Ja. En dan gaan hulle na die Nuwe Jerusalem, by die hemel uit neerdaal. Onthou jy verlede week daar die vierkantige blok, daar is daai prentjie, ja. Dis hy wat na die hemel aarde toe neerdaal en 'n nuwe aarde word geskep. En dit is waar die boek Openbaring eindig. Daar is geen sprake van weer terug kan na die hemel toe nie en niks nie. Niks. Right. Hoekom? Dit sal ons sien, hoekom dit nie nodig is om terug te gaan hemel toe nie. Want daar is nou 'n aarde geskape waar daar nie sonde op is nie. Dis 'n nuwe aarde en die Here wat woon op die aarde. Word dit nie maar net nie genoem, vra iemand eendag vir my, dat ons nie net terug gaan nie, maar dat ons teruggaan, want dit is die Here se woonplek is in die hemel. Nou, toe het ek gesê, kom ons begin by die begin. Met die skepping van die mens het God 'n ewige verbintenis tussen die mens en die aarde geskep. Right? 'n ewige verbintenis tussen die mens en die aarde, en nie tussen die mens en die hemel nie. Dit is die groot verskil. In Hebreëus is die mens Adam. Right? Adam beteken mens. En grond of stof is, hoor die verbintenis, Adama. Dus Adam met 'n A aan. In Genesis 2 vers 7 staan geskrywe, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens dan 'n lewende siel geword, die stof van die aarde in sy neus geblaas. Die mens was oorspronklik met die skepping van Adam nooit veronderstel om hemel toe te gaan nie. Nooit nie. Hy was geskape om op die aarde tot in ewig te word en nooit dood te gaan nie, en te lewe. Dit was sonde wat die mens sy ewige lewe wat God op die aarde beplan het, nêrens anders te nie. Die sonde wat dit bederf het. In Adam, as Adam aan God getrou gebly het, sou God op die ou einde, hier waar ons is by Openbaring 21 nou, na die mens op die aarde gegaan het, en nie nodig gehad het om met die mens saam met die mens aarde te gaan nie. Die mens sou op die aarde gewees het en God sou na die aarde toe gekom het, na die mens toe. Maar omdat God nooit van sy oorspronklike plan afgewyk het nie, wis hy ook nie die aarde oor die sonde uit nie, en skep 'n nuwe aarde wat weer soos die oorspronklike geskape aarde geen sonde het nie, en 'n nuwe hemel. Dit daarom praat die Bybel van die nuwe aarde en nuwe hemel. En dit is ons doelwit, is ook nie die hemel nie, maar om saam met Jesus te wees. Maak nie saak waar dit is nie. En ons finale bestemming is waar Jesus hom bevind. Amen. In 2 Korintiërs 5 vers 6 en 8 staan daar, of 6, 7 en 8 staan daar, daarom het ons altyd goeie moed en weet
dat as ons in die liggaam inwoon, ons die Here van die Here uitwoon. Want ons wandel deur die geloof en nie deur aanskouing nie, maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Dit sê dit baie duidelik. Filippense hoofstuk 1 vers 21, 22, 23 sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Vers 22, maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid, en wat ek sal kies, weet ek nie. 23, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlang om te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Dit is waarom Lazarus nie gekla het om weer uit die dood uit opgewek te gewees het nie. Hoekom? Want hy was beter waar Jesus was. Dus daarom het hy nie gesê, dit is beter vir my om terug te gaan hemel toe nie. Nee, hy het gesê, dit is my beter om te wees waar Jesus is. In Johannes 14 vers 1 tot 3, dan sê Jesus dat hy gaan om vir ons plek voor te berei in die huis van sy Vader, wat baie wonings het. Die nuwe Jerusalem het ons verlede week net gesien, of nie verlede week nie, ons het dit Woensdag gesien, in Openbaring 21 vers 16, dat daar die woning het, onthou so blok, en daarso is 3,8 triljoen wonings in daai blok, in daai nuwe Jerusalem gewees. As jy mooi dink ook na die vorige hoofstuk hoe hy geëindig het, dit het gesê vers 27, dink ek die laaste vers, en daarin sal nie inkom iets wat vir ontreiniging en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. Amen. In die nuwe Jerusalem op die nuwe aarde, en hier gaan Johannes net verder en hy sê, en nou volg dit aan. Waarmee volg dit aan? Vers 1. Ek het nou nie vandag, kan ek nie vir jou wys nie, maar ons gaan aan, dit maak nie saak nie. Vers 1. Nou volg dit aan, en hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. Vers 2. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die boom is tot genesing van die nasies. Amen. Nou in die illustrasie wat ek gehad het, is die grond geel rondom die boom. En in die middel is daar so 'n riviertjie. Hoekom is die grond daar geel? Want onthou in die vorige hoofstuk het dit duidelik geword hier op die einde dat daar slegs een straat goud is. En dit is hoe ek die goud uitgedruk het. Net een straat goud is en hierdie boom is in die middel van die straat geplant. In hierdie eerste 2 verse word gepraat van vars water en 'n boom wat 12 maande lank vrugte sal dra. Dit is, ons sal nooit ophou vrug dra, die vrug dra van die Heilige Gees nie.
Blare van die boom is tot genesing van die nasies, dui op algehele gesondheid. Vers 3. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. Wat beteken dit? God se troon vervang alle vloeke. Geen vloeke meer op die aarde nie, want die vervloeker, Satan, is gone, hy is weg. Hy sit in die hel. Dit is nou die laaste prentjies wat ons gehad het, woensdag. Ja, wat sal ek meer sê? Slegs die getroue engele en die vrygekoopte mense van alle tye sal hier in die nuwe Jerusalem die hemel wees en God dien. Geen bose nie, geen Satan nie, geen niks nie. Efesiërs 1 vers 10 en 1 Korintiërs 15, 24 tot 28. Dan vers 4. En hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Nou, hier is 'n aanduiding dat hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Dit is nie dat hy nou soos die Indiërs target practice kolletjie hier kry nie. Dit is nie 'n target practice kolletjie seker nie, maar hierdie rooi kolletjie nie, of enige iets so aanduiding nie, of 'n nommertjie of enige iets nie. Nee, dit is maar net 'n uitdrukking, ekskuus. Dit is 'n uitdrukking dat hulle gedagtes hulle denke sal in Christus wees, en ook dat hulle in ewige eienaarskap in God verseël is. Dit is al wat hy daarmee uitdruk. Vers 5. In vers 5 lees, en nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Amen. Right. Hierdie is 'n herbevestiging van die vorige hoofstuk, vers 22, 23 en 24. Lig, lamp, sonlig sal daar nie wees nie, want hulle sal self die lig wees. So verlig wees van die lig van God. So daar is veel meer om daar te sê oor daardie vers nie. Vers 6, en hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig, en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Amen. Nou, baie belangrik om te onthou, hierdie is nie Jesus of 'n engel nie, hierdie is 'n geredde man wat hierna dinge aan Johannes wys. Een van die gereddes. In vers 8 en 9 word dit weer eens bevestig. Die boek Openbaring begin in hoofstuk 1 vers 3 met die belofte van seën vir die verkondiging van die inhoud en eindig ook daarmee met dieselfde seën. Dit is so jammer dat so min mense en predikers, kerke God vra om die boek Openbaring deur sy Heilige Gees aan hulle te openbaar.
en dat hulle net absoluut daarvan wegbly. Jesus se boodskap aan Johannes en vir die mens is baie, baie duidelik om nie te twyfel oor dit wat in hierdie boek geskrywe is nie, want die woord is betroubaar en waaragtig. Amen. Dit is net, en dit is wat die mens is te laat of te lui, dit kos net tyd spandeer saam met die Here, om te hoor, Here, wat sê U? En nie jou eie gedagtes te laat hardloop nie. Vers 7. Kyk, ek kom gou. Salig is hy by die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Daar staan dit self. En die oorspronklik staan daar nie, kyk, ek kom gou nie, maar kyk, hy kom gou. Want onthou, wie is dit wat hier praat? Een van daardie geredde heilige mans. Hy verwys daar na Jesus. Dan word hy praat hy daarvan bewaar, dink ek. Laat ek net weer sien, waar is daai versie tog nou weer? Dis baie moeilik, soms nie die slideshows het nie. Salig is hy by die woorde van hierdie profesie in hierdie boek bewaar. Nou bewaar is net soos in Openbaring 1 vers 3 reg in die begin. Swak vertaal en moet lees, verkondig en die waarheid bewaar. Hierdie is die tweede keer, die eerste keer toe die boek begin en nou weer hier dat hy eindig dat gesê word dat die een wie die inhoud van hierdie boek verkondig geseënd sal wees. Hier is seën in hierdie boek en die verkondiging daarvan, in die verkondiging van die waarheid. Dan vers 8. En dit is ek Johannes wat dit gesien en gehoor het. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Nou, weer eens is Johannes oorweldig. Dis seker die derde keer of so wat hy, derde of vierde keer wat hy oorweldig is vir wat hy sien en net wil neerval en wil bid. Maar dan kom die opdrag in vers 9 en daar staan, toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broers, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar, aanbid God. Die opdrag is baie, baie duidelik. En jy kry dit ook so maklik vandag dat die mense van die kerk, die pastoor, die ou wat daarvoor staan, hy word omtrent aanbid. Nee, die opdrag is baie duidelik. Moenie afgode dinge, mense, plante, bome, die son, die maan, die sterre met enige iets, nie die paus, niemand aanbid nie, aanbid slegs God. Amen. Vers 10. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Nou, hierso is nogal 'n verskil, né? Onthou Daniël moes die profesie van sy profesie moes hy voorseël, het die Here vir hom gesê. Johannes word verbied om dit te verseël, maar dit te verkondig, want die tyd is naby. Dit is die rede, want die tyd is naby. Hy moet dit verkondig, sodat die oes voorberei kan word. Dit is die opdrag van God. Die boek Openbaring moet, met die leiding van die Heilige Gees gepreek, verkondig, gedeel, behandel en geleef word.
Amen. Dit is die opdrag van God en dit is 'n boek wat vir jare gesê het, nee, dit is verborge, jy mag nie daar lees nie en ek weet nie wat is nonsens nie. Vers 11. Wie onreg doen, laat hulle nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hulle vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. Amen. Wat beteken dit? Nou, hierdie is heel eerste as jy dit lees, beteken dit geensins dat jy die mens rondom jou moet afskryf nie, want dit klink soos 'n afskryfversie hierdie, want dit is alles behalwe 'n afskryfversie hierdie. Dit is juis jou doel om tot die dag wanneer jy die aarde verlaat, die evangelie van verlossing en redding in Jesus te verkondig. Maar hierdie is ook 'n aanduiding dat jy moet weet wanneer om aan te beweeg. Onthou in Matteus, was dit Matteus 10 vers 14 dink ek, het Jesus vir die disippels die opdrag gegee. Hy het gesê, as iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis uit of daardie dorp en skud die stof van julle voete af. Matteus 10:14. Ek sê getuig, dit is Matteus 10:14. Gaan verder en skud julle voete af, die stof af. Right, en iemand skud die kop en sê, ja, dit is Matteus 10:14, dankie. Vers 12, en kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Die oorspronklike teks lees iets wat anderster. Hy sê, kyk, ek kom gou, en nee, ek nie, hy sê, kyk, hy kom gou, want hierdie is nog steeds daardie geredde man, wat praat hierso, né? En hy sê, en kyk, hy kom gou, en sy loon is by hom, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Nou, hierdie versie wil ek sê, maak die tradisionele kerk en tradisionele prediking tot niet, dat almal wat doodgaan hemel toe gaan. Dit maak dit heeltemal tot niet. Want wat sê Jesus hierso? Wauw. Want dit word mos verkondig, baie kerke verkondig, baie predikers, dat omdat Jesus gesterf het en opgestaan het, en omdat jy gedoop is, of gekatekiseer het, of op die kerkraad gewees het, of iets, gaan jy hemel toe, want jy was 'n goeie mens. Dit is nie wat dit sê hier nie. Jy sal vergeld word volgens jou werke, goed of sleg. Jy sal vergeld word volgens jou werke, dis wat daar staan. En die belangrikste wat jy kan doen is om Jesus as jou persoonlike saligmaker te aanvaar. Weergeboorte te word en nie weergeboorte, weergebore te word en die dra van die vrug van die Heilige Gees. Want dit is jou werke as geredde. Die werke van die ongeredde is die werke van die vlees. Galasiërs 5 vers 19, 20, 21. Dit sê, die werke van die vlees is oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, wat dwelms insluit die woord daarso, vyandskap,
toornigheid. Die woord daar so vir toornig is 'n woord wat insluit kwaad en humeur, vreeslike humeur insluit, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap en dergelike dinge. Wat is die vrug van die Gees? Is die die volgende versie, Galasiërs 5:22. En die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid. Lankmoedigheid se verstaanbare woord is geduld, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En sê dit soos 'n rympie op, en kan sien ek tel hulle so met my vingers, maar dit is al hoe ek hulle kan onthou. Right. Jy kan slegs die vrug van die Heilige Gees lewer wat nie vergeldbaar is nie, as die werke in jou gesterf het. So eenvoudig soos dit. En dat daai werke wat gesterf het deur weergeboorte nou nie meer moontlik is nie, want nou is dit die vrug van die Gees wat gedra word. Hier staan inderdaad geskrywe dat hulle wie nie weergebore is nie oordeelvry is nie. Ekskuus, maar vergeld gaan word. Dit is wat daar staan. Vers 13. Kom ons gaan maar aan. Vers 13. Ek is die Alpha en Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Oorspronklik die teks sê nie ek nie, want dit is weer nog steeds hierdie geredde man wat aan die woord is. Hy sê, hy is die Alpha en die Omega, want hy verwys na die Here. In die begin van die boek het Jesus dit gesê, en reg in die begin van die boek, nie die hoofstuk nie, die begin van die boek Openbaring het Jesus gesê, ek is die Alpha en die Omega. En dan 7 jaar later, nee, 1007 jaar later, want daar so is die 7 jaar op die aarde gewees, en die 1000 jaar vrederyk. Nou, so ten minste 1007 jaar later, dan kom hier die geredde man, en hy sê self, hy kom sê dit ook, nog steeds, hy is die Alpha en die Omega. Wow, bevestiging. Hoekom begin dit en eindig dit met dit? Want dit is vir die Here baie belangrik dat jy dit weet, dat jy het verstaan, dat jy het glo, dat hy is die begin en die einde van alles, en die begin en die einde in alles. Hy is die Alpha en die Omega, die begin en die einde. Dan het ons vers 14, 15, 16, 17, lees ek as 1. Ekskuus. Vers 14. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die
afgodedienaars en elkeen wat leuns liefgehad en gedoen het. Vers 16. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester. 17. En die gees van die bruid sê, kom, ek laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet, dat hy verniet kom drink. Die opdrag hierso baie duidelik, kom tot wat? Tot weergeboorte. Doen en bewaar elke woord van God. Lewe heilig en haat die sonde en leuns. Dit is wat daardie mondvol versies sê. Kom tot weergeboorte, leef heilig, soos iemand wat weergebore is. Amen. Vers 18 en 19, want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God ook oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. Vers 19, en as iemand iets van die woorde van hierdie profesie wegvat, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Amen. Daar het jy dit. Hierdie is 'n waarskuwing oor hierdie profesie, Openbaring, maar nie net Openbaring nie. Jesaja is Openbaring geplaas in die heel einde van die Bybel. Dit gaan oor die hele Bybel. Moenie iets weglaat byvoeg, eie gedagtes, eie verstaande nie. Jy sien wat die Here hierso sê, wat die gevolg sal wees. Nou, dit is 'n probleem in ons dag, want jy hoor baie dat mense van verskillende denominasies aanvoer dat hulle verskillende goed glo. Hulle glo nie aan handoplegging op die siekes nie. Glo nie in weergeboorte nie. Of nie glo dat die hel 'n poel van vuur is. En dat daar ewige pyniging is nie, want dit net 'n plek van verlatenheid van God is. Ander voeg weer dinge by, wat in die Bybel staan, en hulle doen snaakse goed. Ek onthou iemand wat ons in klein dorpie in Suid-Afrika, met die naam van Kolini, waar ek op 'n stadium was. Was daar iemand gewees wat sakke sout rondom die huis uitgegooi het, voordat hulle gaan bid, want dit hou die duiwel weg of whatever. Regtig, dit is nie wat in die Bybel staan nie. Dit is byvoeg. Hier is die waarskuwing in hierdie vers. Die oomblik wanneer iemand iets weglaat, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad. Oomblik as jy iets byvoeg, dan word jy saam onder dieselfde kam geskeer. Dus dieselfde met hierdie nuwe Bybels, het jy gesien hoeveel nuwe Bybels maak hulle verskyning oralste. Gedurende, wat is dit, Junie, Julie
2015, dit is alweer 10 jaar, nee, is dit al 10 jaar? Wat is ons by 2026, is al 11 jaar terug, raak dit nou, was daar 'n nuwe Bybel, die Queen James, van die King James of na die Queen James, really, yes, en alle verse in hom wat enige iets verwyd na homoseksueel is verwyder. Want dis nie waarin hulle glo nie, en daar is nie, die Here is nie toe teen dit, soos wat die mens wil maak nie, so het alles wat dit is verwyder. Wow. Dis nie net wegneem nie, dit is lasterlik. In die volgende maand, in Augustus 2015, toe kondig die paus aan, en nou weet ek nie so of ek moet sê, prys die Here, in die tussentyd is hy toe nou dood nie, maar dit klink amper so, of jy moet sê, prys die Here, in die tussentyd is hy dood. En hy het kom verkondig dat die Here vir hom gesê het, om die 10 gebooie, as ook dele van die Bybel, oor te skryf, omdat sekere gebooie is nie meer sonde nie, en sekere van die Bybel is oudtyds, en nie meer van toepassing nie. Kan jy dit glo? Hoe ver hy gevorder het met die skryf daarvan weet ek nie, maar ek weet, dit is wat hy in 2015 verkondig het, en toe het hy gesterwe. En nou is daar so 'n nuwe enetjie, nie dat ek hom baie vertrou nie, hy is nog steeds 'n paus, maar lyk meer asof hy meer na die waarheid toe weer wil terugkeer. Amen. Miskien met almal wat so wil byvoeg en weglaat en te kere gaan met die Bybel, net hierdie vers, net 1 keer 'n week lees en hulle sal ophou. Right. Vers 20. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. Amen, ja, kom Here Jesus. Nou net hy en sy wat die volle waarheid leef, kan en moet Jesus verwag en hoop dat Jesus kom. As jy nie in die volle waarheid beweeg nie, dan moet jy weet, die Here moet tog net nie kom nie, want dit gaan erg wees vir jou. Nee, jy wil nie graag hy moet kom nie. Vers 21. Die genade van onze Here Jesus Christus met sy met julle almal. Amen. Nou, wil ek sê, wat 'n wonderlike afsluiting. Die boek Openbaring kon maklik met 'n laaste waarskuwing of met 'n oordeel geëindig het, maar dit eindig met 'n groet vol genade, want God het sy skepsels so lief dat hy eerder sal wil red as oordeel en straf. Waarom kom die Here op sy eindig met genade? Hy kon nog eers 'n laaste waarskuwing gegee het, maar die Here sal ons eerder wil red. Wow. En die Here, die Almagtige, in sy uitermate, wil ek sê, genade, gee ons die geleentheid om weer eens in posisie te kom vanoggend en te bly met die belydenis van ons sonde en Jesus se liggaam en bloed te bely as verlossing, met die brood en met die beker. Wow.
sodat ons saam vers 20 kan uitroep. Kom gou Here, amen. Ja, kom Here Jesus. En dit is wat ek nou vanoggend, daarom ek die nagmaal saam hierby in die Here se genade hierby ingebring het. Right, wat het jy? Jou bekertjie? As jy nie 'n bekertjie nie, jy het 'n botteltjie met druiwesap en dis alright. Ek het 'n botteltjie met Coke, dis alright. Vandag sal jy dit maar net gebruik om die bloed te verteenwoordig. En jy het 'n stukkie brood, prys die Here, 'n stukkie brood. Nou ja, ek het 'n chippy. Ja, wel 'n chippy is net so goed, hy's net harder as die brood. Right. Kom ons sluit die oë terwyl ons met dit in ons hand sit en kom ons praat net gou met die Here 'n bietjie. Want hierdie is groot, dankie Here. Vader, in die naam van Jesus bely ek dat deur die genade in u bloed dat ek gereinig is van sonde en in u liggaam herstel is in 'n posisie waar ek en u kan wag vir u terugkeer. Here, neem die beker, neem nie, met die neem van die beker bely ek my sonde in dat dit in u bloed vergewe en afgewas is en dat ek skoon en apart van die sonde van hierdie wêreld staan. Daar is distansie, daar is skeiding tussen my en die sonde. Amen. En ek bely hiermee dat ek met die broodjie, Here, dat ek in u liggaam staan, deel is van u liggaam en gered is vir u koms op die wolke en in u genade in die hemel opgeneem sal word gedurende die 7 jaar verdrukking op die aarde. Is dit nie 'n wonderlike idee nie? Here, deur die was van u bloed, die beker, in u liggaam in, sal ek vir die 7 jaar verdrukking nie op die aarde wees nie, nie eens in 'n graf op die aarde nie. Sal heeltemal vry wees van die aarde. En wat dit besonder maak vanoggend die beker en die broodjie is, Here, dat deur u bloed se redding en in u liggaam sal ek saam met u na die nuwe aarde en na die nuwe Jerusalem terugkeer. Ek het dit nog nooit gesê voorheen met nagmaal nie, met die brood en die beker nie, maar dit is die waarheid. So kom ons vat die bekertjie, sê Here, dankie in Jesus naam vir u wonderbaarlike bloed wat my gered het, Here, tot weergeboorte. Dat ek 'n nuwe mens kan wees in u. Dankie Here vir u liggaam, dat ek in u liggaam ingered is, deel van u liggaam is, binne in die liggaam is. En Here, dit beteken dat ek saam met u en met die ander gereddes in die hemel wat almal in u liggaam is, saam met u terugkeer na die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem en 'n nuwe ewige lewe. Amen.
Here, dankie. Dit was nie net 'n aksie hierdie nie, dit is groot as ons net stil raak en dink wat het ons nou gesê en wat het ons nou gedoen. Dit is massief. Dit is onbeskryflik. Dankie. Dankie vir u redding. Dankie vir Jesus. Dankie vir weergeboorte. Dankie vir herskepping in u liggaam. Dankie Here in Jesus naam. Dankie Vader. Amen. Amen en amen. Veel meer het ek nie om te sê nie. Maar wat 'n wonderlike manier, Here, dankie om Openbaring u uitleg so te kon eindig. Ja Here, ons het hier op die einde het alles verkeerd gegaan met die skyfie vertoning, maar dankie Here. Die skyfies is maar net te bederf. Hoekom hy nie bewerk nie, maak nie saak nie. U het gespreek nog steeds en dankie Here vir u woord. Dankie vir u seën. Dankie Here, hou ons in hierdie, help ons deur u Gees, versterk en lei ons om in hierdie posisie te bly tot en met u koms wat naby is. Here, dat ons saam met u kan gaan in die hemel opgeneem kan word. En tot in ewigheid saam met u kan bly. Dankie Here Jesus. Amen asseblief. Amen en amen. Right, tot volgende keer. Dit is, volgende keer sal wees volgende Sondag. Ontvang die Here se seëning, gaan in vrede. Eers in Hebreëus en dan sal ek dit vir jou in Engels sê. Yerechocheta Adonai Dishmarecha. Ja Adonai pawani lecha vechochonechta. Yesa Adonai pawani lecha veasmnecha. Shalom. Die Here is jou seën en jou behoed. Die Here is sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees. Hy sê jou vat, jou ophef, saam met hom, by hom, in hom en aan jou vrede gee. Amen. Amen. Tot volgende keer.